Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug, dit is tyd vir volgende krantbesprekings en Sharenika Nels terug by Geelbank. Goeiemôre Shar. Môre julle, ek is bly ek het daarom die dresscode gekry. Die Ja, dit is heel toevallig. Ons is bly jy is adres vir die geleentheid. Ons begin vandag by Nkosi se vrylating wat nie in die belang is van geregtigheid nie. Ja, so sy borgtog aansoek is toe nou geweier gister. As die naam van Nkosi nie vir jou bekend klink nie, dan beteken dit dat jy nou nog nie jouself oorgegee het aan die CEPI wat die Matlanga kommissie is nie. So ons julle sal onthou hy is die 2 April was daar 'n klopjag op sy huis uitgevoer en hy is toe uiteindelik gearresteer. Voormalige polisieoffisier of sergeant eerder in Gauteng. So ek kan sien op daai foto ook die man lyk asof hy deur 'n vreeslike tyd gaan. Hy was ook blykbaar nogal redelik op sy senuwees in die hof gewees. Ja, so. Hy ontken nog steeds alle skuld, net bietjie ter konteks wat in sy huis tydens die klopjag gevind is ter duisende rande onder sy bed. Ook 'n skokgranaat en dan ammunisie, baie ammunisie wat hy nie veronderstel was om te hê nie. Nee, dit nie. Plofstof. Presies, nou En dossiere wat veronderstel is om die polisie se veilige bewaring te wees, is in sy huis gevind. So wat nou vir my heel interessant was oor hierdie saak is Landros Thandi Teledi wat gister eintlik 'n klomp aanklagte woon behalwe die aanvanklike korrupsie aanklag wat deur die Matlanga kommissie is. Dit het nie noodwendig gegaan oor die plofstof en die skokgranate en die ammunisie wat in sy huis gevind is onregmatig nie, maar dit was nie reg gestoor nie. Ja. So die Landros het elke moontlike grys area en terme en voorwaardes gaan uitsoek, waarvoor ek baie dankbaar is. So Nkosi sê dat ook die voet- en handboeie wat in sy huis gekry is, hy het nie tyd gehad om dit terug te besorg nadat die klopjag of net in die tyd wat hy geskort is voor die klopjag op sy huis uitgevoer is nie. Net doeteenvoudige retoriese vraag, hoekom was dit daar presies met die dokumente? Hy sê die dokumente mag in sy huis gewees het. Jy weet dit is soos om hy werk huis toe te vat. Dossier. 'n dossier kan mos nou maar Dis interessant genoeg dat hierdie dossiere alles is van die kriminele netwerke wat op hierdie stadium onder die Matlanga kommissie se oog is. Dis hulle dossiere blykbaar. En ons het ook in die verlede al gepraat oor al hierdie klopjagte wat nou uitgevoer word en dit wat gevind word en nie gevind word nie, wie noodwendig genoeg tyd gehad het om byvoorbeeld enige iets van ammunisie tot dan nou dossiere weg te steek. Nkosi het dan self erken dat hy nie kans gehad het om dit terug te besorg nie. Jy kan besluit of daai die regte woord is. En dan net ook vir interessantheid onthou die ander Fanny wat op hierdie stadium nogal redelik ook diep in die moeilikheid is die polisiekommissaris van polisie, ja, Fanny Masemola, wat ook dan nou in Mei saam met Vusimuzi Cat Matlala in die hof gaan verskyn oor die oortreding van die finansiële wetgewing. So ek dink nie dit is noodwendig 'n goeie naam om te hê op hierdie stadium nie. Ja, vertroue in die polisie op hierdie stadium. Wat vir my interessant is Fanny Nkosi is 'n sersant. Ja. Dis 'n baie lae rang. Ek bedoel alles van 'n adjudantoffisier of boontoe moet dan nou mos nou hom kan vasvat oor die goed wat hy doen, maar niemand het nie. Maar selfs interessant genoeg nou dat jy dit noem, Pierre, as jy gaan dink aan die 12 ander polisiebeamptes wat daai tyd geskort is en dan nou ook in Mei saam met Matlala in die hof gaan verskyn, was verskeie range. Party van hulle was nogal redelik hoog, maar dit is nie alles hooggeplaaste offisiere nie. Korrek. Ons het 'n bietjie praat oor iets wat positiewe nuus. Kom ons wees nou optimisties. Jy kan negatief hieroor wees as jy wil. Maar ek gaan kies om optimisties. Pierre, ek gaan met jou praat oor hierdie. Kom ons praat oor die feit dat ons sonder beerdkrag is. Al 340 dae sonder beerdkrag. Well done. Eskom. Ja, well done. mooi Eskom. Yeah. So, kom ons fokus op die beerdkrag gedeelte daarvan. 340 dae wat ons nie daai app hoef te gebruik nie. Ek is baie bekommerd oor die toekoms van die mense wat daai app uitgedink het, want niemand gebruik dit meer nie. So ja, Eskom wat nou amptelik gesê het ons is 340 dae beurtkrag vry. Dan Morokani uitvoerende hoof wat gesê dit lyk ook nie asof ons in die wintertyd
moontlik gaan beerdkrag ervaar nie. Wonderlike So nuus. dit is fantastiese nuus. Weet jy, die positiwiteit loop oor by jou, Jennifer. Hy sê ons is in 'n baie beter posisie as wat ons was. Wat ook dan nou nogal heel interessant is rakende hierdie is Dr. Kgosientsho Ramokgopa, ons minister van elektrisiteit, wat gesê het nou dat die beerdkrag, die hoeveelheid elektrisiteit wat ons het opgelos is, en kom ons sê rakende in die konteks van beerdkrag is dit opgelos, ons het genoeg elektrisiteit sodat ons nie tradisionele beerdkrag hoef te hê nie. Hy sê die volgende ding wat hulle dan nou wil aanpak is die prys van elektrisiteit. Ons weet van die verhoging wat ons gehad het, wat voel soos eergister, net oor die 8%, ons weet daar's 'n 9% verhoging wat ook vir ons wag. So dit is sy langtermynplan. Maar ek weet ook dat daar nog steeds redelike sterk druk is vir die ontkoppeling van Eskom. Die ontbondeling van die elemente van Eskom. So ons wag nou nog baie lank vir dit en ek weet nie of dit uiteindelik prakties gaan realiseer nie, maar ek kies om in terme van beerdkrag, hoor hoe mooi beskerm ek myself, opgewonde en positief te wees. En dan bly jy obviously nie in Rustenburg nie. Dan bly jy obviously nie in Rustenburg nie, want soveel as wat ons wil positief wees oor die 340 dae sonder beerdkrag, is daar Rustenburgse burgers wat al, hierdie was skokkend geweest. Daar's 'n gedeelte van Rustenburg wat oor die 18 dae, as jy al die dae bymekaar tel wat hulle krag af was in die laaste, ek praat nou onder korreksie, paar maande, dan gaan dit letterlik wees, dit is meer as 18 dae aan een. 7 naweke na mekaar waar daar nou weer kragonderbrekings was. Die grootste na mekaar. So aan die lopende naweke, 7 naweke aan mekaar. En die grootste uitdaging tans is die kwaliteit van die infrastruktuur. So die grootste kraglyne word op hierdie stadium gevandaliseer. So aan die een kant sit jy met 'n situasie oor die beskerming van hierdie infrastruktuur en dan sit jy met 'n situasie die hoofsubstasie sit in die industriële gebied van Rustenburg, wat dan nou veronderstel is om krag te versprei na ander substasies toe. En dit is 'n redelike groot probleem. Toe het hulle gesê, okay, hulle gaan dan nou kabels herlei van die Waterkloof substasie af om Rustenburg te probeer help. Die probleem is, die aanvanklike kabels, julle daai is meer as 4 dekades oud. 40 jaar. 40 jaar oud. My uitdaging hier is, en jy sien dit in enige stad, maar die Rustenburgse burgers is regtig nou besig om hier onder te ly. Hulle ly duisende rande se skade met vleis byvoorbeeld, besighede wat jy kan jou nie indink watter tipe skade 18 dae aan inlopend aan jou besigheid kan rig nie. En soos ek sê, die uitdaging is, hoekom wag ons totdat na 40 jaar, en as daar nou fout op fout gebeur, daar was 'n geval byvoorbeeld waar daar 3 foute op die lyn was in 1 naweek, en dan moet hulle die fout soek. Die spesifieke kabel ook is wat hulle sê, nie iets wat jy algemeen beskikbaar kry nie, en dis te verstaan, dit is werklik 'n ingenieurskabel wat hulle nodig het, en word dan nou eers in Junie afgelewer om vervang te word. Maar soos ek sê, die uitdaging is, jy weet, hierdie is nie iets wat algemeen beskikbaar is nie. Jy kan dit nie by enige hardeware winkel gaan koop nie. Dit moes al hier gewees het. Ons kan nie wag totdat ons infrastruktuur inkonk voordat ons iets daaraan doen nie. Dit gaan oor instandhouding. So my hart breek vir die inwoners van Rustenburg. Ek wil sê, dis nie dat ek negatief is oor Eskom nie, maar die feit dat dit die entiteit se werk is om die ligte aan te hou en ons moet vier dat dit 340 dae in een, dit is my skokkend. En duurder betaal. Ek is ek is bly, dis 340 dae aan, maar ek weet nie hoekom ons dit moet vier nie. Dit is hulle werk. Dit is 100%. Ek dink en hier kom 'n interessante vraag oor die verskil in waar lê die verantwoordelikheid tussen munisipaliteite en Eskom. Ja, verseker. Dan moet ons praat oor Los Angeles. Minder screen time. Hulle is een van 'n paar lande wat nou nogal op hierdie perdjie gespring het. Na COVID-19, na die pandemie, wat ons almal redelik afhanklik geraak het, en spesifiek skoolkinders, van skerms en skermtyd. En ons raak ons maar 'n bietjie in die 4de industriële revolusie opgevang in
ons tegnologie in die klaskamers. Ek weet selfs ons eie regering is nogal redelik attent daarop om soveel as moontlik tegnologie in klaskamers te kry. Maar Los Angeles, wat nou die eerste onderwysdistrik in Amerika is, wat eintlik nou wil terugsny op die spesifieke tyd wat kinders in die klas op skerms gaan deurbring. So hulle sê dit gaan nie oor die toegang tot tegnologie en vooruitgang nie, maar hulle het baie duidelik agtergekom, hulle het navorsing gedoen, dat kinders wat byvoorbeeld eksklusief op skerms werk, het nie noodwendig die aandagspan van 'n kind wat nie die hele dag op skerms werk nie. Swede byvoorbeeld was 'n ander land wat dit ook gedoen het. Los Angeles en baie stede in Amerika wat ook reeds die gebruik van selfoon en sosiale media in die klaskamer verwyder het. Dus ek dink in elk geval 'n bietjie van 'n ander tipe argument, want dis nie 'n akademiese tipe tegnologie nie, waar hierdie is verskriklik interessant, want hulle sê dit gaan nie terug nie, maar dit gaan spesifiek oor kinders in die ouderdom van 8 tot 11 jaar. Hulle sê hierdie reël word ook per ouderdomsgroep aangepas. En ek moet vir jou sê, ek is nou nogal heel pro dit, want Ek's 'n fan. ek dink nie ons kan in elk geval oorkompenseer van die een kant van die spektrum af van pittoilette en na die ander kant toe van kom ons gee vir elke kind 'n iPad nie. Korrek. Ek dink ek is geen onderwyskenner nie, maar ek dink daar is regtig 'n gesprek om te hê. Absoluut, daar's. Ons moet praat oor die oulikste storie op die planeet. 'n Jersey koei wat ma speel vir 'n bastergemsbok en 'n buffel. Julle, ek kan nie net die blote feit die bastergemsbok. Dit is die oulikste klein dingetjie. Dis 'n storie daar uit Berkeley Wes in die Noord-Kaap. So 2 jong kalwers, een is Rambo, hy's 'n buffeltjie, nie baster nie, en Rango, 'n bastergemsbokkie, wat albei in die veld gekry is en aangetref is daar by die Matano private wildreservaat. En wat hulle toe nou besef het, is hulle was baie bekommerd, hulle het nie geweet of enige een van hierdie 2 kleintjies gaan oorleef nie. So hulle vat toe nou 'n kans, want Rango, die gemsbokkie, se ma is al baie oud gewees, so dit was nie meer moontlik vir hom. Sy was droog. Sy was droog, sy kon nie meer melk voorsien aan arme klein Rango nie. En hulle vat 'n kans en hulle sit vir hulle by hulle Jersey koei. En wonder bo wonder, Bretta, dankie aan Bretta, wat toe nou as 'n surrogaat ma optree vir hierdie 2 klein. Kyk net daai foto julle. Maar kyk, jy kan sien ook daai bastergemsbokkie, hy skrik vir niks nie, hoor. Hulle sê die 2 is nogal beste pelle, die bastergemsbok en die buffel. Ja, dit wys jou. Ons moenie ons laat flous en vaskyk in dinge wat ons verskil nie. As 'n bastergemsbok en 'n billetjie kan beste maatjies wees en aan 'n Jersey koei drink, kan jy vandag jou vriendeliker wees met ander mense. Ja, presies. Dit is baie oulik. Sjoe, dan moet ons praat gou oor daai robot wat baie goed tafeltennis speel. Ek was so bly toe julle nou sê dit is pingpong dag, want dan kan ek maak of ek hierdie spesiaal vir die dag gebring het en dit so voorberei het. Een van 'n klomp sportsoorte wat nou robotte het, daar was 'n paar dae gelede, weet ons van die halfmaraton wat hierdie robot gewen is. Ons het een gehad wat basketbal gespeel het en hierdie ene nou spesifiek, maar Ys ontstel my. So Ys het 3 uit 5 wedstryde gewen. Hy teen elite spelers gewen, maar nie teen die professionele spelers nie, wat nogal 'n interessante ding is. Maar wat hierdie een spesiaal maak in vergelyking met byvoorbeeld die maraton of basketbal, die aard van, mag ek sê pingpong of moet ek sê tafeltennis? Pingpong. Ek vind net ek bang ek kry 'n brief hier. So omdat hierdie spesifieke sport het vinnige reaksies nodig en vinnige 'n turnaround time soos wat die Engelsman sê. En hulle het blykbaar baie hard geoefen hieraan, maar ek wil nou wel vir jou sê, hierdie is nou soos iemand wat lyk asof hy 32 is en vir 'n skool eerste span rugby speel, want dis baie onregverdig. Ys se arm het 8 gewrigte. Hy staan uit die aard van die saak nie op 2 bene nie. Hy het 'n ding waarop hy beweeg. Hy kyk nie vir jou met 2 oë nie. Daar's kameras rondom die tafel. So, wel gedaan aan die 2 wat wel vir Ys geklop het. Maar Ys is 'n span. Maar Ys is 'n hele liga op sy eie. Ja, hy's 'n span op sy eie, ja.
En hulle sê ook hulle kan fokus op die logo van die bal en dis die logo wat hulle dan lees om te kan bepaal hoe die bal gaan spin en hoe vinnig hy is. Dis hoe ys werk. Maar dit wys ook nie die menslike aspek daarvan. Een van die opmerkings wat gemaak is ys gaan ook nou nie onder druk soog as die telling 10-10 is nie. Ja, baie gesê. En jy kan ook hom nie intimideer nie want hy het nie oë waarvoor jy kan kyk nie. Sjoe, okay, dis interessant. Michelle, kom ons sluit so vinnig af met die beer wat toe nou in die boom vassit. Luister, as jy al ooit 'n kat of 'n kind uit 'n boom uit moes haal, dan weet jy dis 'n redelike traumatiese ervaring. So weet die idee van die Amerikaanse brandweermanne wat die katte uit die boom uitred. So in Albany, New York, die staat New York, was daar nou 'n bietjie van 'n groter verrassing, 'n jong bruin beer wat letterlik in 'n boom vasgesit het. Soos in die dorp. kat. In die dorp, letterlik in 'n buurt. As jy kyk op die video ook. En dis die eerste keer wat hulle 'n bruin beer in hierdie spesifieke omgewing sien. Hulle Hy is bedwelmd ou daar. Ja, so wat hulle gedoen het, hulle het hom gedaard. Maar kyk hoe mooi het hulle gewerk, want hulle het toe nou so net onder gehad. Want dis die enigste manier, onthou, hierdie is een van die gevaarlikste diere in Amerika. Dis ook 'n teddy. Hy's ook 'n teddy. Hy's ook 'n teddy. Ja, positiwiteit. Ja, ook 'n teddy. So verskriklike interessante storie daai, maar hulle het baie mooi met hom gewerk en hulle het hom toe nou hervestig in die Catskills. Okay. Want dit is ook die tyd waar die beere uit hibernering uitkom en dan gaan kos soek. So dis hoekom dit die eerste keer is wat hulle 'n jong bruinbeer sien. So kan jy nou indink, jy kyk nou by jou venster uit. Jy dink jy skrik vir 'n padda of 'n spinnekop, Jennifer? Wag tot jy vir Winnie the Pooh in jou boom sien. Ek gaan okay wees met hom vir een of ander rede. Gevaarlik is, hoe gemakliker is ek. In elk geval. Sharon, baie dankie vir die saamgesels. Dankie julle. Dit is Sharon Igenel, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.